Right, so ons is hier by Agraforum se Optify Boeredag hier by Jacobsdal. Ek praat met Rian. Luister, hier is 'n awesome dag gewees, nê. Ons gaan 'n bietjie hoor wat hulle gedoen. Eerste keer wat hulle live proewe gestroop het. Wat hulle gedoen het hierso, ons hoor 'n bietjie wat is die resultaat wat hulle op die einde van die dag gekry het. Kort en nie lank is, daai stroper live gestroop in daai weegkarretjie gegooi en check hy tent, nê. Ons het alles gekok en notch daar van 'n big screen af, die hele lot. Maar okay, praat met Rian, hy gaan my 'n bietjie meer vertel hoekom, want hier is 'n dik risiko wat hulle gevat het. Ons hoor 'n bietjie. Rian, hoe lyk dit? Lekker Choopie, goed om met jou. Nee, wat doodstil rustig. Mooi. Okay. Jy sê die senuwees kan nou 'n bietjie bedaar, nê? Yes Choopie, ek voel nou baie beter hoor. Dit was maar die laaste paar dae was maar vir my 'n bietjie taaf geweest, want ek het nog nooit in my lewe was ek in my jare by 'n boeredag waar 'n proef lewendig gestroop word nie. En Ja, want so dit was julle nogal- het dit was nogal letterlik, taaf. nee, julle het nou gegaan en verduidelik my gou vinnig. Kom ons stap 'n bietjie om maar die ouens kan sien, hè. Hier is dan 'n pivot, hè. Julle het hierdie pivot gevat en julle het 'n kwart van hom basically behandel met julle Optify program, as ek julle reg verstaan. Wat is die beginsel agter Optify? Want wat is julle kernbeginsel toe julle kyk nou, okay, right, hoe wil ons aanvullend nie by mes nie, maar basies julle goeders indruk in hierdie programme? Choopie, die laaste paar jaar het ons waargeneem dat gewasopbrengs verlore gaan. Daar's op kritieke stadiums is daar stremming, daar's voedingsstofwanbalanse. Ek praat spesifiek van abiotiese stremming. Gewasgesondheid is iets wat ons baie selde in ons bestuur by uitkom. So dit was my belangrik. Gevas, abiotiese stremming. Wat beteken dit? Choopie, dit is goed soos hitte, koue, droogte, herbisiedskade, nie lewende stremmings. Die natuur. Dis basically wat jy vir my wil sê, ja. Die natuur. Choopie. So wat jy my wil sê is ek begin met 'n mielie met 'n sekere opbrengspotensiaal. Argumentsondalwe hang seker nou af wat se kultiewerkplan het. Kom sê ek begin met 40 ton, nê. Nee. En dan plant ek hom dalk nou nie 100% op die regte diepte nie, dan sit ek op 38 ton, nê. Nee. Ek het 'n bietjie stremming van een of ander aard of whatever ook al, as kom 37 ton. En so gaan hy nou maar af totdat jy op die einde van die dag daarby stroop uitkom. Ek verstaan ek dit reg? Choopie, ek dink die verskille wat ons vandag gesien het was nie as gevolg van 'n opbrengsverhoging nie. Dit was as gevolg van die beperking aan verliese wat die boere eintlik maar elke jaar kry as gevolg van stremming. So al wat ons probeer doen het, ons het probeer om daai verliese, daai winsverliese vir die boer te beperk. Yes. Deur stremming aan te spreek. So ons het nie opbrengs gegenereer nie, ons het opbrengsverliese geminder. Ek dink ons kultivars in Suid-Afrika is goed genoeg. Ek dink is moontlik om meer as 20 ton mielies te stroop. Ek dink dat ons moet daarby uitkom en ek dink ons moet die gewas gesond hou en dis eintlik maar volgens my wat ek hoop Agraforum in die volgende paar jaar gaan regkry. Okay, so, maar julle het nou gegaan, verduidelik my dan hoe het julle die proewe gedoen hier, so wat ons nou uitgestroop het. So Choopie, ons het 'n kontrolekant gehad aan daai kant en ons het in hierdie kwart van die pivot het ons 'n behandeling gehad. So reg hierdie seisoen op kritieke groei stadiums het ons die gewas gemonitor. So ons gebruik sekere tegnieke en sekere metodes om te bepaal of die gewas op daai tye onder stremming is en as ons sien dat hulle is onder stremming, dan kies ons die regte mandjie van produkte en ons dien dit dan toe. So dit kan jaar na jaar ook verskil afhangende van. Dis presies die waarheid. Ons kan nie in die begin van die seisoen vir jou 'n program gee en sê jy moet soveel gee op die stadium en daai stadium, dit werk nie so. Ek dink daai tye van landbou is verby. Ek dink ons is in 'n nuwe tyd en dis waar jy elke stadium wat belangrik is moet gee wat nodig is. En dit julle nou gevat en uitgestroop basically wat julle opgedeel het in 0.1 hektaar blokkies, is ek reg? Dis korrek, ja. En kyk wat ek sommer met die oog kon sien, hè, jy het nou die foto gehad daar op die bord wat wys, jy kon sommer sien dat die alhoewel hulle klaar afgedroog het, julle kant het definitief baie gesonder gelyk as die ander kant. Hy het daai toppies gehad wat so geknak het op die kontrolekant en jy kon dit sommer sien op die kamera in die stroper, kon jy sommer sien, okay, hierdie mielies is nie dieselfde mielies as die ander lot nie. Wat is die verskil wat julle op die einde van die dag gekry? Wat het julle 4 herhalings gedoen, nê? Ek dink ons het vandag 3 gestroop en geweeg. So dit gee ons 'n goeie gemiddeld. En Choopie, wat vir my nice was om te sien deur die hele seisoen is ons het begin waarneem met die satellietbeelde dat die kleurverskille inkom. En dit was so lekker om te sien die dag toe ons oes of toe die stroper nou vandag loop dat jy letterlik met jou oog die verskil kon sien van gesonder planne. Jy weet dat hierdie jaar was moeilik rondom rooispinmyt. Daar was kwai stremming, kwai druk. Maar die behandelde plante kon dit net baie beter hanteer. So hulle het minder stremming gehad. Ons sê altyd dat swakker plante, siek plante word aangeval deur patogene, nê. So ons het probeer om hulle gesond te hou en dit het vandag vir ons amper 2 ton meer gegee.
Wat was die einde wat julle toe gekry het? So 1.66, 1.7 ton, hè. So dit is nogal vir my baie. Ek is nogal opgewonde daaroor. Ek dink ons het baie om te leer. Dit is ons eerste Optify oesdag. Ons het vandag baie dinge geleer. Soos jy weet, van vroeër vir jou gesê, ons het 'n geplant gevat, een plant gevat en hom spesiaal het ontleed. Ons het daar 23.46 ton per hektaar se potensiaal werklik geweeg. So my opinie is, ek dink dis moontlik om gewasopbrengs te verbeter. Ek dink daar's nog baie plek. En net daai benadering, ek neem aan jy het baie meer vrae uit daai hele proses uitgekry as wat jy op die einde van die dag antwoorde gekry het, nê? Nee. Ja, Tjupie, nee, ek dink daar's 'n paar vrae. Ek sê altyd een proef is geen proef, maar ek dink daar's soveel vrae. As mens net byvoorbeeld kyk na die kaliumontrekking, dit was vandag seker vir my die grootste ding wat ek geleer het. Ek dink ons het by 307 kg K wat werklik deur die plant gemeet en onttrek was uitgekom. Ek meen dis next level. Dis ver meer as wat die boer in die wêreld bemes. Wat ons ooit sal bymekaar trek, nê. Nee. Okay, Rian, ons sit in 'n baie interessante jaar, nê. Nee. Ek meen ons buite die feit dat ons weet kunsmis gaan duur wees, ek dink dis amper die enigste sekerheid wat ons het. Kostes in boerdery het opgegaan, al hierdie tipe van goede. Ons sit met 10 jaar terug se mieliepryse, met ek wil sê 10 jaar van nou af se insetkostes. Hoe pas julle benadering by hierdie hele ding en is dit 'n meganisme wat ek kan gebruik om my risiko te verskans? Tjupie, ek dink nie dit maak sin om 'n klomp geld te spandeer in voeding byvoorbeeld en jou gewas is onder stremming nie. Ek dink dit is belangrik om seker te maak dat whatever jy doen, jou gewas so gesond as moontlik is. En ek dink dis waar Agroforum inpas. En ek dink wat vandag lekker was om te sien, nie net dat daar 'n positiewe graanopbrengsverhoging was nie, maar dat daar ook 'n positiewe verskil was in die wins wat gerealiseer is. So 'n boer kan meer winsgewend boer, hy kan sy verliese beperk deur die plant so gesond as moontlik te hou. En ek dink dis my boodskap vandag. Dis moontlik vandag om gewasse gesond te hou en dit te beskerm teen stremming. En ons het vandag gesien. Ons het vandag gestroop, ons het vandag uitgeweeg, 3 herhalings en die verskil was daar. Sê vir my, opereer julle net in die Noord-Kaap, Vrystaat, reg deur die land? Hoe werk julle storie? Tjupie, ek sê altyd, ou moet 'n diens kan lewer. En om 'n goeie diens te kan lewer, moet jy by jou kliënte kan uitkom. So ons fokus op die Noord-Kaap, Vrystaat, Mpumalanga area. So ons fokus verkieslik op die oomblik op graangewasse waar ons baie goeie data het. Ons norme is relatief stabiel. Jy weet, so ons maak daar verskil. Ons is ook in die ander provinsies, behalwe nog net in die Wes-Kaap en Natal nie, maar in al die ander provinsies het ons mense wat vir jou kan bystaan. Right, so. Hierdie is nou regtig een van daai, nê. Daar's net een konstante in boerdery, nê, as altyd moeilikheid. Elke jaar is anders. Elke jaar verskil. Maar weet jy wat? Ons storm elke jaar daai ding met dieselfde bemestingsprogram, nê. Jy change jou cultivar, jy kan net sowel jou bemestingsprogram en al daai goeders ook beskerm en aanpas. Okay. Hier's 'n totale ander benadering. 17 jaar ken ek hom al, nê. So, wat ek vir julle wil sê is nie 'n fly by night, jy hoef nie daaroor te worry nie. Linkie bo vir onder, doen al interessante mense ontmoet het. Hulle is gekwalify, hulle verstaan die storie. Chat 'n bietjie met hulle. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.